Baie welkom hier vanoggend by die Hemelvaartdiens. Het is lekker om weer hier by julle te kan kuier en 'n paar van Margait se gesigte ook hier te sien vandag. Het is lekker om julle ook hier te hê. Baie welkom, ek hoop julle geniet hierdie diens saam met ons vandag. So welkom aan die wat inskakel ook dan van daar af vandag. Ek staan vandag voor u as dienaar van 'n opgevaarde Here en verklaar dat ons help in die naam van die Here is. En hy, wat hemel en aarde gemaak het, wat getrou bly tot in ewigheid, en nie laat vaar die werke van sy hande nie. Jesus Christus, die gekruisigde en opgestane Here, het opgevaar. Nie om weg te wees nie, maar om teenwoordig te wees op sy eie wyse. Hy is koning, hy is Heer, en hy is hier. Kom ons staan en dan sing ons die volgende lied saam. Op wat smaak, na waters mag my siel, na hier, o Heer. En alleen is my hart, verlange en ek bring aan U, die Heer. En alleen is my bron van kracht, en U teenwoordigheid wil ek waak. U alleen is my hart, verlange en ek bring aan U, die Heer. Waters mag my siel na U, o Heer. U alleen is my hart, verlange en ek bring aan U, die Heer. U alleen is my bron van kracht, en U teenwoordigheid wil ek waak. U alleen is my hart, verlange en ek bring aan U, die Heer. Ek groet julle vanoggend ook in die naam van Jesus Christus, ons opgevaarde Here, wat leef en wat regeer. Hy het ons nie alleen agtergelaat nie, maar is teenwoordig deur sy Gees. Ons hulp is in die naam van die Here wat hemel en aarde gemaak het. Genade en vrede vir julle, van God ons Vader, van Jesus Christus en die krag van die Heilige Gees. Kom ons sing die volgende 2 liedere saam. Julle is welkom te sit met die eerste een en met die tweede een, dan kan julle opstaan. Ek wil graag sing, ek wil liedere hier opbring, want daar is trouw en liefde by U, Heer. Ek voel U almag bly, het my hele hart verkry, van die groot ontferming, genade vir 'n sterwe. Ja, daar is geen einde aan U liefde nie. My diens in nood, en ek voor U, ek bid tot U, ek vra U, Heer, sien my tog raak, genees my grootste seer. Ek wil voor U almag bly, U het my hele hart gekry, van die groot ontferming,
genade vir het sterwe. Ja, daar is geen einde aan die liefde nie. Kom ons sit so en dan sluit ons die oë, waarna ons dan na 'n video gaan kyk. En terwyl ons die video kyk, wil ek hê dat julle ook net rustig raak en kyk na die woorde en luister wat daar binne gesing word. So kom ons sluit die oë. Hemelse Vader, dankie dat ons vandag hier bymekaar kan kom. Op hierdie dag, hierdie besonderse dag wat U opgevaar het na die hemel. En ons weet U sit aan die regterhand van God. Here, dankie vir die liefde wat U vir ons gee. En vir die genade wat U vir ons gee. Here, dankie dat ons die voorreg kan hê om as geloofsfamilie hier bymekaar te kan kom vandag en U naam te kan groot maak. Here, want U het vir ons die pad gelyk gemaak, sodat ons vandag hier kan wees, sodat ons vandag hier kan sit. Here, ek wil U vra, help ons vandag dat ons op die boodskap sal hoor en dit saam met ons sal vat in ons lewe in. Here, dat ons 'n deel sal maak van ons. Asseblief, Here. Amen. Jou gemeente is vandag hier saam om voor aanbidding te kom val vir ons Here Jesus wat opgevaar het na die hemel toe. In ons moderne wêreld is hemelvaart dikwels die vergete fees, as ons dit amper so kan sê. Dis nie soos Kersfees met kersliggies en geskenke en kinders wat sterretjies uitknip om aan bome te hang nie. Dis nie soos Paasfees met 'n opwindenheid en halleluja's nie. Dis eerder 'n vreemde gebeurtenis. Jesus wat in 'n wolk opvaar en weggevat word. Disippels wat agterbly en agterna kyk na wat hier besig is om te gebeur. En dan engele wat vir hulle vra, waarom kyk julle dan op? Wat's fout met julle? Hoekom kyk julle op? Maar dalk is dit presies wat ons vandag nodig het. 'n Fees wat ons leer om anders te kyk. Nie net op na boontoe nie, maar om na buite te kyk, na mekaar en na die wêreld rondom ons ook te kyk. Hemelvaart is nie Jesus se wegtrek van ons af nie. Dit is nie waar Jesus weggevat is van ons af nie. Dit is nie die laaste afskeid nie. Dit is die begin van 'n nuwe manier van 'n teenwoordigheid van God en Jesus by ons. Dit is 'n hemelse insig wat ons aardse werklikheid dan ook radikaal kom verander het. Nou ons teks vandag kom dan uit Handelinge 1 vers 1 tot 11 uit. En ek glo ja, dit is op die Ek dink ons vertalings verskil bietjie, maar julle sal dit verstaan daarso. My eerste boek, Theophilus, het ek geskryf oor alles wat Jesus gedoen en geleer het, van die begin af, tot op die dag van sy hemelvaart. Voordat hy in die hemel opgeneem is, het hy deur die Heilige Gees bevele gegee aan die manne wat hy as apostels uitgekies het. Na sy dood het hy aan hulle met die onbetwisbare bewyse ook getoon dat hy lewe. In die loop van die 40 dae het hy by verskeie geleenthede aan hulle verskyn en met hulle oor die dinge van die koninkryk van God gepraat. Terwyl hy 'n keer saam met hulle aan tafel was, het hy hulle beveel, moenie van Jerusalem af weggaan nie, maar bly wag op die gawe wat die Vader beloof het, soos julle my gehoor het. Johannes het wel met water gedoop,
maar julle sal binne 'n paar dae met die Heilige Gees gedoop word. Toe hulle 'n keer weer bymekaar was, het hulle vir Jesus gevra, Here, hoe is dit nou die tyd dat U die koninkryk vir Israel weer sal oprig? Hy het hulle geantwoord, dit is nie vir julle om die tyd en omstandighede te weet, wat die Vader in sy eie mag bepaal het nie. Maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en julle sal my getuies wees in Jerusalem, sowel as die hele Judea en in Samaria en tot in die uithoeke van die wêreld. Nadat hy dit gesê het, is hy opgeneem terwyl hulle dit sien, en 'n wolk het hom weggeneem, sodat hulle hom nie langer kon sien. Terwyl hy weggegaan en hulle nog stip na die hemel kyk, het hulle skielik twee mans in wit klere by hulle gestaan. Die sê toe vir hulle, Galileërs, waarom staan julle so na die hemel en kyk? Hierdie Jesus wat van julle af na die hemel toe opgeneem is, sal net so terugkom, soos julle hom na die hemel toe sien opgaan het. Gaan toe daarso dan lees vandag. Nou ons sien hierso, hemelvaart is nie 'n afwesigheid nie, maar 'n teenwoordigheid. Ons teks sê daarso by vers 9, terwyl hulle nog kyk, is hy opgeneem en 'n wolk het hom weggeneem uit hulle sig uit. Nou ons sien hierdie wolk verberg hom, maar ons weet uit die skrif uit, 'n wolk is nooit net 'n versperring nie. Dit is 'n teken van God se teenwoordigheid. 'n Wolk het Moses bedek in Sinaai. 'n Wolk het die tabernakel gevul. 'n Wolk het Jesus se verheerliking op die berg begelei. Nou wanneer ons gaan kyk na Karel Barth, verduidelik hy vir ons, Jesus verdwyn nie weg nie. Hy verskuif van 'n aardse, sigbare teenwoordigheid na 'n universele, geestelike teenwoordigheid. Nou Jesus tree nou in 'n posisie van heerskappy in hierso. Hy sit nou hier aan die regterhand van die Vader, van ons God. En van daar af is hy dan ook oral teenwoordig by ons. Nou daar's 'n skrywer, Connie Burger, wat skryf, van hemelvaart af verander die fokus van ons belydenis, van die verlede, die gebore, gekruisigde en begrawe, na die hede en die toekoms toe. Hy sit en hy kom weer. Nou hemelvaart trek Jesus nie van die wêreld af weg hierso nie. Dit bring die wêreld onder sy aktiewe heerskappy in. Nou Jesus is hier nie beperk tot Galilea of Jerusalem, soos wat hy daai tyd was, want hy kon net daar rond beweeg het nie. Hy is die Here van die hemel en die aarde. Wat beteken, hy is nou hier orals by ons. Hy's orals by ons teenwoordig. Vers 6 sê daar, gaan u in hierdie tyd die koninkryk van Israel weer oprig? Nou, dis 'n tipiese vraag uit 'n wêreld van grense en verwagtings. Nou, die disippels het hierdie verwagtings gehad en hulle het nog nie mooi verstaan wat Jesus gekom het om te doen nie. Hulle dink nog hier in terme van etniese herstel, politieke oorwinning en 'n tyd vir hulle mense op hulle manier. So daar kom die menslike ding weer in. Hulle dink aan hulle self, wat gaan vir hulle hierso gegee word? Maar Jesus verbreed dan hierso hulle horison. Hy sê by vers 8, julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom. En julle sal my getuies wees tot aan die uithoeke van hierdie aarde. Nou, dit is dan hierso waar
'n ander skrywer se insigte ons help, Willie James Jennings. Hy sê, Jesus bring sy disippels in die grootste uitbreiding van die ruimte en verhoudings wat die wêreld ooit gesien het. Hy gee nie net 'n opdrag nie, hy ontplof hulle wêreldbeskouing. Nou dis nie net 'n opdrag wat aan hulle gegee is nie. Dit is iets wat hulle moet gaan doen. Dis iets wat hulle in die wêreld uit moet invat. Nou ons sien hier, hemelvaart is die einde van godsdiens wat gebou is op isolasie en tempels en geografiese plekke. Hemelvaart het al daai goed kom afbreek. Dit gaan nie meer net oor 'n gebou of 'n mens of 'n plek nie. Dit is nou elke plek. Elke plek wat ons het, elke plek wat ons betree, is nou heilige grond. Elke mens is ontvanklik vir die Gees. Die Gees is daar vir elkeen van ons. Elke grens word hier ook oorgesteek. Die grense is afgebreek, so die grense word oorskry. Nou hemelvaart maak hier vir ons ruimtes oop. In plaas daarvan om op een plek te bly, op een plek te wees, om ons te beperk tot een plek. Jennings sê daar verder, Jesus trek sy volgelinge in die wêreld in, na mense wat hulle nie sou kies nie. Hy laat hulle tuis raak in vreemde tale, in ondenkbare gemeenskappe, in 'n nuwe kulturele ruimte. So mens sien hier dat grense heeltemal afgebreek word. En Jesus kom en hy trek ons in. Maar so trek hy ook die ander mense in. Verskillende tale, verskillende ruimtes, verskillende plekke. Nou, hemelvaart ruk ons uit die wêreld van klein denke uit. En plaas ons in 'n wêreld waar Christus alles en almal oorheers. Ons sien dan, Jesus gee nie net 'n ruimtelike mandaat nie, tot by die uithoeke van die aarde. So hy sê nie, gaan tot aan die einde van julle dorp en gaan verkondig dit nie. Hy sê, gaan tot die uithoeke van die aarde en verkondig dit oral, wat beteken, ons moet dit oral verkondig. Maar dit is ook nie tydsgebonde nie. Hy sê nie, julle het soveel tyd om dit te doen nie. Nee. Wag op die Gees. En gaan dan. So wanneer hulle daarso is, sê hy vir hulle, gaan uit wanneer die Gees kom en gebruik dit. Nou hemelvaart plaas die disippels in 'n tussenintyd. Nie meer die tyd van Jesus se fisiese teenwoordigheid daar by hulle nie, en nog nie die finale volëindiging nie. Die tyd wat hulle daarin is, ingeplaas is, en die tyd waarin ons ook nou is die kerk se tyd. Dis ons tyd wat ons moet werk. In die tussenintyd. Nou in hierdie tussenintyd roep Jesus sy volgelinge om getuies te gaan wees. Nie net predikers of sendelinge nie, maar teenwoordigers van Jesus se heerskappy. Om dit so uit te leef, dat die mense kan sien, Here Jesus Christus, die Gees is teenwoordig in daai persoon se lewe. En dit is wat die kerk na hemelvaart dan ook geword het. Nie 'n skuilplek vir ontspanning nie, maar 'n instrument vir heerskappy en versoening. 'n Instrument vir heerskappy en versoening in 'n gebroke wêreld, hierdie wêreld waarin ons leef, waar ons baie keer wonder, wat gaan om ons aan? Hoe kan ons vorentoe gaan? Nou die engel se woorde
wat dan daar gesê word, is ook baie treffend. Waarom staan julle en kyk op na die hemel? Dis amper asof hy hierso wil sê, julle is nie geroep om verteenwoordigers te wees wat opstaan en kyk net na die hemel en sê, okay, wat gaan nou gebeur? Wat's volgende nie? Julle is geroep om te beweeg, om uit te gaan in hierdie wêreld in en 'n verskil te gaan maak. Nou hierdie waarskuwing is dan ook aktueel. Baie gelowiges leef nog asof hulle geloof net gaan oor om in die hemel te kom. So baie keer leef ons so dat ons net wil leef om in die hemel te kom. Maar ons sien hierso, Jesus stuur ons nie net na bo nie. Hy stuur ons na buite toe. Hy stuur ons uit na die mense toe. Nou, hemelvaart bevry ons van 'n vlugtende spiritualiteit. Dit is nie 'n ontspanningsplan nie. Dis nie waar ons nou kan sê, okay, ons gaan nou rustig wees en ons kan nou doen wat ons wil nie. Dis 'n sendingsplan. Dis 'n plan wat ons gekry het om uit te gaan om mense by die Here uit te bring. Julle sien, dit is nie in die gewone altyd nie. Nee, ek het nou dit regstel. Dit is in die gewone, konkrete ruimte van hierdie wêreld waarin ons leef. Die mense se nood is rondom ons. Vreemdelinge se pyn, kinders se trane, families se versoening. En die lys kan aangaan. En dit is hier waar die hemel teenwoordig is. Dit is hier waar die hemel verteenwoordig word. In daai seer, daai pyn, daai hartseer. En dit is nie 'n maklike sending nie. Dit is nie maklik om dit te doen nie. Dis een van die vereistes wat ons kry. Ons moet ons grense afbreek. Ons moet ons grense oorskry. Ons moet ons losmaak. En ons moet onsself gee vir 'n wêreld wat dikwels vyandig is. En hoe vyandig is hierdie wêreld van ons nie? Ons sien dit reg rondom ons, elke dag, in die nuus. Maar dit is presies waar Jesus nou ook teenwoordig is. In hierdie wêreld, deur ons. En hy gebruik ons om by hierdie mense uit te kom. Nou, hemelvaart wil hê, ons moet Jesus nie net agterna staar nie. Nie net daar staan en kyk, waar gaan hy nou heen en ewe skielik is hy nou weg nie. Dit roep ons om hom hier en nou te volg. Hoewel ons lees hier sodat hy opgevaar het en in die wolk verdwyn het, is hy nou hier by ons teenwoordig. Nou, hierdie is 'n nuwe manier van leef. Hoe is dit? In die bewussyn dat Jesus koning is. Nie net daar in die hemel nie, maar ook in jou werk, by jou huis, in die winkels, daar waar jy leef, is hy koning. In jou hart. En dan in die vertroue dat daar geen plek is waar hy nie heers nie. En baie keer kyk ons om ons en ons wonder, is die Here regtig teenwoordig daarso? Ons kyk na die oorloë wat aangaan, na dinge wat gebeur, en dan begin ons wonder. Maar ons moenie. Ons moet vertroue hê in ons hemelse Vader, in Jesus, dat hy besig is om te werk en te regeer daar, op daai plekke. En dan in die oortuiging dat ons geroep is. Nie net om hom te aanbid nie, maar om hom te verteenwoordig. Om sy verteenwoordiger te wees hier, nou, hier waar ons leef, werk en speel.
Die hemel is nie ver nie. Die hemel is naby. Dis by ons. En hemelvaart herinner ons. Ons leef nie vir onsself nie. Ons leef vir ons hemelse koning. Ons Vader. Ons Jesus. So ek wil julle vandag ook uitnooi. Waar het jy dalk vasgekyk in die hemel? En vergeet om vorentoe te beweeg. Het jy al op daai punt gekom waar jy daar staan en opkyk, maar jy vergeet om vorentoe te kyk, om vorentoe te beweeg? En waar roep die Gees jou om 'n nuwe ruimte te betree? In versoening, diensbaarheid, vriendskap, in 'n bediening. En wie is die mense wat jy nie sou kies nie? Die mense wat jy nie sou kies nie, maar wat Jesus vir jou gee om te dien. Baie keer kom daar mense oor ons pad wat jy nie uit jou eie uit sou gaan kies het nie. Mense as jy terugdink, jy nooit gedink het, as hierdie persoon oor my pad gekom het, sou ek nie uit my eie uit gegaan het na hulle toe en met hulle gaan praat het nie. Nou Jesus stuur sulke mense oor ons pad. En ons moet daai mense dan bedien. So mag jy net kyk na hierdie tyd en ruimte waarin ons is. Mag jy ophou opkyk en begin uitreik na die mense daar buite. En mag Jesus Christus, wat koning van die hemel en aarde is, jou lewe vul met hemelse teenwoordigheid, sodat ander ook die hemel hier op aarde kan beleef. So mag jy uitgaan ook vandag en ophou opkyk, maar uitkyk, vorentoe kyk en kyk vir die mense wat om jou is, sodat hulle Jesus deur jou kan sien, sodat jy hulle kan gaan bedien, sodat jy verby hierdie tyd en ruimte kan kom, sodat hulle die hemel hier op aarde saam met jou kan beleef. Amen. Ek gaan nie nou 'n gebed doen nie, maar ek gaan 'n geloofsbelijdenis speel wat ek laas jaar met van my mense opgeneem het en ek sal dit graag hier ook wou gedoen het, maar daar was net nie tyd gewees nie. So luister daarna en gebruik dit as julle gebed ook, om vir die Here te sê, hier is ek. Ek gee weer myself oor aan U. Ons glo in God die Almagtige Vader, wat uit liefde die aarde vir alle mense gegee het. Ons glo dat ons as mense 'n spesiale deel van die skepping is. En dat elke deel van die skepping 'n kosbare geskenk is om te gebruik en in liefde na om te sien. Ons glo in Jesus Christus, wat die koninkryk laat kom, die skepping genees en deur sy dood en opstanding die vrede van God aan mense bied. Ons glo in die Gees van God, wat oor die waters gesweef en orde in ons wêreld gebring het. Ons wil glo in die skoonheid van eenvoud. In liefde met oop hande. Ons waag dit om te glo in 'n nuwe mensheid, waar geregtigheid sal floreer, respek vir die hele skepping sal gedei en vrede 'n werklikheid is. Ons uiter vanoggend ons oortuigings terwyl ons hier herinner word aan die liefde van God, die genade van Christus en gemeenskap van die Gees. Amen. So mag julle uitgaan in die wêreld in
en dan gaan leef, soos Jesus vir ons gevra het om te leef. En onthou, dat hy hier by ons is. Hoewel hy aan die regterhand van God sit, is hy besig om deur ons te werk, en ons voor te berei, vir die dag wanneer ons weer by hom uitkom. Amen. Mag God julle ook lei vandag, soos 'n skrywer wat sy eie stories skryf. Mag julle uitgaan in hierdie wêreld in, en die hemel ervaar hier op aarde. En mag julle ook sy liefde beleef en leef en uitleef in hierdie wêreld na almal daar buite toe. Gaan nou om getrou aan Christus se hand jou unieke hoofstuk in hierdie verhaal ook te skryf. Amen. Amen.